Dankie vir jou tyd. Ons het 'n les gehad oor literêre begrippe, waar ons gekyk het na fiksie en die oorkoepelende idee van fiksie met al die verskillende tipe verhale. 'n Kort verhaal, novelle, roman ensovoorts. Hierdie les is 'n opvolg op daardie les en ons gaan die laaste kenmerke van prosa behandel. Hierdie goed is belangrik vir jou om jou storie te kan ontleed en uitmekaar uit te kan trek, sodat jy beter begrip het vir elke element van jou verhaal. Die eerste ding waaroor ek wil praat, is die hele kwessie van jy moet kan lees vir begrip. Nou, dit gaan nie maklik gebeur nie, want woordeskat is 'n ongelooflike groot probleem. Jy weet dit en ek weet dit, dat woordeskat is op die ou end daai enkele ding wat jou potjie in verstaan van Afrikaans. Woordeskat is nie iets wat van self gebeur nie. Jy moet intentioneel werk maak van jou woordeskat. Woordeskat, ek gaan nou dit sommer in rooi skryf, omdat dit so belangrik is iets waaraan jy moet werk. Jy moet luister, jy moet probeer lees, jy moet jou woordeboek moet langs jou bed wees en jy moet dit aanhoudend gebruik. Daar's verskillende maniere hoe ons hierdie ding kan hanteer. Die eerste ding is, jy moet die woorde wat jy nie verstaan nie, moet jy merk. Jy moet dit onderstreep of 'n merkie daarby maak of wat ook al. En dan moet jy gaan kyk, kan ek by myself probeer verstaan wat hierdie woord beteken. Kom ons kyk gou-gou na 'n woord soos verkoping. Nou, hoe sal ek daai woord probeer aanpak om agter te kom wat dit beteken? Okay, so daai, weet jy, is 'n agtervoegsel, 'n suffix. So, okay, ek weet met my reëls, as ek 'n suffix bysit en dis 'n dubbel O, so daar moet 'n dubbel O inkom. Verkoop, vir is 'n voorvoegsel, koop means to buy, verkoping, en op die manier probeer jy uitredeneer wat daardie woord beteken. Baie keer is woorde ook herkenbaar uit Engels. Kyk byvoorbeeld die woord kommunikasie. Nou ja, dit word anders uitgespreek, bietjie anders, maar dit is eintlik communication. So, jy kan daai woord herken aan sy Engelse aard. En dan natuurlik jou woordeboek. Daar's nie 'n ander manier nie. Verder wat jy moet doen, probeer doen as jy jou storie lees, is om die belangrikste momente te identifiseer. So die oomblik toe hulle mekaar ontmoet, dis 'n belangrike element. Merk dit. Asseblief 'n pleidooi in 'n boek skryf ons met 'n potlood. Asseblief, dit is vir my heiligskennis om in so 'n boek te skryf met 'n pen. So gebruik jou potlood, merk. Hoofmomente baie belangrik. Kry dan die karakters. Kry byvoorbeeld jou hoofkarakter en maak 'n kopkaart, 'n mind map oor jou karakter. Maak, hoe lyk hy? Waar is hy? Wat praat hy? Wat doen hy? Net sodat jy dit kan identifiseer en ek wil amper sê, uitlig en daarmee werk as 'n karakter. Hulle eienskappe, hulle name. Baie keer vra hulle gee vir jou die karakters se name en 'n karaktereienskap, en dan sal hulle vir jou sê, meng en pas. So, watter naam pas by watter karaktereienskap. So, dit is belangrik om hierdie goeders vir jouself in jou kop te kry. En dan natuurlik die ruimte
waarbinne die storie plaasvind. Goed, die agtergrond van die verhaal word gewoonlik vir ons vertel deur die omstandighede wat geskets word. The circumstances in which the story takes place. Die ruimte, the space, en die tyd waarbinne dit gebeur. So as jy jou storie lees, soek hierdie goed. Watter omstandighede moet ek van kennis neem? Is dit droogte? Is dit 'n gesin wat baie swaar kry? Wat is die omstandighede? Binne watter ruimte vind dit plaas? Is dit ergens op 'n afgeleë plaas? Is dit in die stad? Is dit in 'n woonstel? En dan die tyd wanneer dit gebeur. Is dit oor 'n lang tydperk, maande, jare, weke, of is dit net 'n kort storie in terme van tyd? Goed, die intrige is die verhaalplan. Ek kon nie dit weerstaan om hierdie prentjie in te sit nie, want dit is vir my baie oulik. Die verhaalplan. So, wat gebeur in die storie? Wat gebeur? Wat is die katalisator? Wat is daai motoriese moment waar die storie eintlik nou sy loop begin neem? Volgorde het ons al oor gepraat. Is dit 'n kronologiese storie? Is dit nie kronologies nie? Is daar terugflitsse? Is daar vooruitskouings? Dis baie belangrik om hierdie goed te identifiseer, sodat die storie vir jou sin maak. Anders gaan jy baie deurmekaar wees. Jy moet intentioneel soek na hierdie goed. Waar begin ons? En waarheen gaan ons? Kyk ons terug, kyk ons vorentoe. Dit het ook alles te doen met die struktuur van die storie. En dit help jou om net die storie uitmekaar uit te haal, sodat jy weet watter dele gee vir my watter inligting. Die tema van die verhaal is gewoonlik jou sentrale gedagte. Nou, ek kon nie hierdie prentjie kry met Afrikaanse vertalings nie, maar hierdie temas is die meeste tipe temas wat gebruik word in literatuur. En jy kan kyk, jy kan jou boek of jou kort verhaal vat en kyk waar pas hy in. Gaan dit oor goed en sleg? Gaan dit oor iemand wat 'n hero is? Gaan dit oor die liefde? Waaroor dit ook al gaan, jou verhaal, gaan een van hierdie temas aanspreek. So ons praat van 'n sentrale gedagte, the central idea, of watter boodskap wil die skrywer oordra? Watter les wil hy vir ons leer? En baie keer het dit te doen met universele waarheid. Something that is true for me, for you, the person anywhere in the world. It will be true for all of us. Nou kom ons by iets wat nogals baie interessant is, die motief. Nou die van julle wat musiek ken, klassieke musiek ken, sal weet dat daar baie keer binne 'n komposisie is daar so 'n klein temaatjie, so 'n paar note wat elke nou en dan voorkom. Dit is daai motief. En dit is iets wat herhaaldelik gebruik word. Ek dink nou aan die boek Asem, wat die matrieks hierdie jaar gedoen het vir hulle prosa, die IEB eksamen matrieks. Een van die elemente wat in die storie voorkom, is die hele ding van selfone. Sy selfoon, sy ma se selfoon, sy meisie se selfoon. So kort kom hierdie tema van die selfone voor. En dit is baie
die goeie Afrikaanse woord is significant, belangrik in die verloop van die storie. So, kyk vir hierdie tipe van goed, haal die storie uit mekaar om 'n beter begrip te kry. Dit kan wees 'n item, soos die selfone, dit kan wees 'n beeld. Ook in die boek is daar die hele kwessie van beeldhouwerk, wat elke keer voorkom. Dit kan 'n plek wees, dit kan 'n idee wees. So kyk mooi, wat is daardie herhalende motief in jou storie? Net vinnig, wat is die verskil dan nou tussen die tema en die motief? Die tema het te doen met daardie konsep wat op die ou end die boodskap van die storie oordra. Dis gewoonlik abstrak. Dit gaan gewoonlik oor liefde of haat, of as jy nou terugkyk na daai, dit gaan hieroor. So dit is 'n groter idee. Ek sê daar, dit is die boodskap, dis nie altyd so duidelik uitgespel nie, en dit kan abstrak wees. Motief is 'n kleiner element, dis 'n ideetjie, dis 'n klein konsepie, dit word duidelik uitgespel, dit pas natuurlik by die tema, dit ondersteun die tema, dit onderbou die tema, maar dit is nie die tema self nie. En daar kan verskillende motiewe wees in die loop van 'n storie. Die volgende ding is simbole in die storie. Dit kan ook enige iets wees, dit kan 'n teken wees, dit kan 'n idee wees, dit kan 'n voorwerp wees. Dit is 'n konkrete beeld wat 'n groot saak verteenwoordig. So ek het nou die hart hier neergesit en dit verteenwoordig die liefde, die hartseer rondom die liefde, die vreugde rondom die liefde. Die simbool van die storie kan ook vir jou baie duidelike inligting gee oor die boodskap van die storie. Goed, opsommenderwys kan jy die hoofmomente uitsoek en identifiseer. 'n belangrike oefening vir jou om te doen is om te sit en byvoorbeeld 'n hoofstuk op te som. Dit kan jou baie help. Karakters en eienskappe, soos wat ek gesê het, by mekaar pas. Selfs karakters en aanhalings van 'n baie belangrike ding wat hulle gesê het, dit kan hulle ook vir jou vra. Kan jy waar en onwaar vrae beantwoord? Wat beteken, jy moet jou detail ken. You must know your story. You must know your stuff. Kontekstuele vrae. Met ander woorde, wat het gebeur? Wie was dit? Waar was hulle? En dan moet jy ook weet dat jy paragraaflengte vrae sal moet beantwoord oor jou prosa. Dit kan nou wees oor die kort verhaal of die een van die ander werke wat jy doen. So, hierdie elemente kan jou help, soos wat ek aan die begin gesê het. Jy kan deur die goed uit mekaar uit te haal, kan jy al hierdie dinge op die ou end raak sien, jy kan dit leer, en dan as jy nou jou vrae moet beantwoord, dan sit jy weer al daai stukkies by mekaar, en jy beantwoord die vrae wat gevra word. Ek hoop dit het jou gehelp. Soos wat jy kan sien, is dit nie iets wat sonder moeite gaan gebeur nie. Jy sal moet tyd insit. You will have to sit down on your chair and do this if you are serious about making a success of the prose. Niemand het gesê dit gaan maklik wees nie, maar dit is doenbaar. Tot volgende keer.